frikadelle. Hallo. Welkom terug by die groot ontbyt. Ekskuus, ek staar my dood aan die heerlikste kosprentjies in Koesterkos. Ja, ons selfs vanmôre met Frik die Jager oor sy nuutste kookboek Mense, en dit is nogal 'n boek wat gaan oor nostalgie ook, so dis my ding. Goeiemôre Frik. Môre. Dis lekker om hier te wees, baie dankie. Want dit is baie lekker om aan jou boek te kyk net. Ek het nog, jy weet, mens moet altyd maar die resepte lees, maar ek kyk blaai maar meestal deur soos 'n kartoon. Ja, mens eet ons met jou oë. Dit is verskriklik lekker. Ja. Frikkie is die heerlikste goed en ons het nou gepraat van hierdie ryskerries, 'n curry rys slaai. Wat is die heerlikste goed? Praat bietjie met ons oor Koesterkos. Waar kom die inspirasie en die motivering vir hierdie boek vandaan? Want ek is in die bevoorregte posisie. Ek het nog my ma en my ouma se handgeskrewe kookboeke. Wat? En my ouma se begin in 1914. So ek het so besef ek sit met iets besonders. Dis so ek het resepte van 1914 tot 1989 saamgestel en verwerk. So ons kyk na 75 jaar se Suid-Afrikaanse kosgeskiedenis in die wet. En dit bring, soos ek praat oor die boek en op met boekbekendstellings en groepe toespreek, is dit wonderlik wat die nostalgie, daai koestergevoel terugbring aan mense en herinneringe en hoeveel mense nou hartseer is dat hulle nie meer hulle oumas en hulle ma se boeke gewerk het nie. Ja. Want is baie keer as die ouer mense geskei word na 'n aftreeoord, is dit van die eerste goed wat uitgegooi word want daar's nie plek nie. So hier is 'n stukkie kosgeskiedenis en die resepte wat dit interessant maak. Ek het agtergekom daar was so 'n ondergrondse maffia landwyd in die era onder die plaasvrouens en die vrouens op die platteland. Want elke streek het 'n landbouunie, 'n vroufederasie, streeksgebonde resepte gehad. En hierdie vrouens het dan die wenners op in al die afdelings se resepte vir mekaar gestuur, ja. Per pos handgeskryf. En die resepte het in my ouma en my ma se boek opgeëindig. Dis dit nog wat ek wil weet, want kyk, daar's soos jy nou sê streeksgebonde resepte maar in Suid-Afrika. Jy dink aan 'n perlemoenpot en 'n afvalpot, Bosveld en 'n see. Ja. Dis nie altyd dieselfde nie, maar daar was hierdie stelsel gewees van resepte wenresepte wat per hand reg oor die land gestuur is, nê. En wat wonderlik is in die boeke is daar dan 'n datum met 'n naam by en wanneer dit gewen is deur wie en waar. En dan die lekker ding is die kantaantekeninge van my ouma en my ma wat sê, ek weet nie reg hoekom sy gewen het nie, of sit 'n bietjie van dit by, of dis te veel, maar alles in 'n baie netjies handskrif. Ek sê net nou vir iemand, my oupa het so liniaal gemaak wanneer my ma skool toe gegaan het, en ek kan my ouma sien, sit met die liniaal en dan word 'n netjiese streepie deurgetrek, en dan word daar iets bygeskryf. So dit is alles met soveel grasie gedoen. Hierdie boek is anders as jou eerste boek wat jy geskryf het, baie nader aan die hart, aan die huis ook. Hoekom wou jy Sweet skryf? Weet jy, die eerste boek, dit was 'n spontane voortvloei, opvolg op die eerste boek, want die eerste boek is maar baie dieselfde. Ek is bekend daarvoor dat my passie is peasantkos, allemanskos, en die eerste boek het nou meer moes gegaan oor Europeërs in Rusland. Ja. Sy kosverhale, en toe besef ek, maar ek sit met my eie kosstories, plaaslik, in die vorm van my ouma en my ma se boeke. En wat ongelooflik was die gesprek wat ek weer met hulle gevoer het. Dit gevoel of hulle langs my sit, wanneer ek die resepte verwerk het, en ek het hulle teenwoordigheid weer gevoel. En ek was voortdurend in 'n gesprek, want daai vrouens het aanvaar dat daar sekere dinge wat jy moet weet. So dit is nie soos vandag se kookboeke wat jy bestanddele eers sit en dan die metodes nie. So dit was deurmekaar geskryf, en as jy hom nie mooi deurgelees het nie, dan in die begin te vroeg kook, want hulle het aanvaar jy moet weet dat punt 12 is eintlik waar jy moes begin. Sure. So ek moes dit 'n bietjie verwerk, maar dis waar daai gesprekke ingekom het, wat ek al vir my ma sê in my kop, maar ek verstaan nie hierdie proses nie, en dan is dit asof sy sê, lees dit net weer, en lees dit weer, en dan kom die antwoord. So ek het hom 'n bietjie verwerk, maar ek lê baie na in die hart, en dis ongelooflik hoe dit mense raak. Ek het nou onlangs, was ek by Kersmark, by Atterbury Theater, waar ek die boek bemark het. En wat wonderlik was om te sien wie koop die boek.
En is baie keer oumas of ma's met jong dogters wat dit koop vir hulle kinders om vir hulle as hulle 18 of 20 is te sê dis waar hy vandaan kom. Jy het nou gesê kos vir alle man, né? Ja. En dis nogal so raak, want ons almal het 'n manier van kos verstaan en kos waardeer wat kultureel ook nou maar deel is van ons. En dit raak dan allemans kos. Dis nie 'n unieke Franse dis op 'n manier wat die Grieke hom verander het nie. Dit gaan nou oor kos wat ons in Suid-Afrika verstaan en nog nader kos wat ons maas verstaan. Soos jy sê, hulle het geweet van sekere dinge wat hulle dink jy net moet weet. En die wonderlike ding, hoeveel ek soveel respek vir hulle bygekry het, is hulle het van niks, want veral my ouma se tyd, dit was na die depressie, oorlog, daar was niks nie. So hulle het gekyk wat se op die spenskas, wat se in die inleg bottels wat hulle ingelê het. Jy sal dit nie glo nie. Vrystaatse bankrotpudding. Ja. Daar sit dit op dieselfde bladsy wat jy sê. En wat hulle reg gekry het met niks, want kyk, vir baie lang tyd in ons koskultuur was daar nie regtig speserye, krye gebruik nie. Dit was gebeure vir kerskoekies. Jy weet die neutmuskaat en die kaneel en die naaltjies het ingegaan in die koekies. Dit is nie in die kos ingegaan nie. So is baie laat dit is baie lank gevat voor hulle wegbeweeg het van wit peper nie, swart peper nie en sout en appelkoeskonfyt. Kyk, daar's al dis ook moet ek sê hulle het gebruik wat daar was en almal het appelkoesbome gehad op die platteland. So daar's in baie van die diste appelkoeskonfyt gebruik. As jy nou dink soos oor die jare en jy praat dan van die speserye, wat jy nog opgelê het wat verander het as jy kyk na, jy weet, die tipe kosse, die tegnologie wat gebruik is om hoe kos te maak? Daar's twee antwoorde, goed en sleg. Die positiewe ding is dat dit makliker geraak. Die koskultuur het baie uitgebrei, soos daar meer blootstelling gekom het. Want kyk, ek is in 1956 gebore. So daar was vir baie lank op die platteland nie restaurante nie. Daar was die hotel wat Sondag 'n nie baie lekker buffet ete gegee het nie. Alles het dieselfde geproe. Ja, en alles oorgekook. Ja. En vir die res was daar nie restaurante nie. So jy was nie regtig blootgestel aan 'n koskultuur van ander lande, tradisies. Ja. Maar dit was ook goed want weer eens daar iets behoue gebly. Wat sleg is die prosesse het makliker geword en vinniger geword. Ek meen ons het gegaan van my ouma hulle wat met 'n houtstoof temperatuur gemeet het van die oond deur 'n wit dik karton in die oond te sit en dan te tel hoe vinnig die karton verkleur het en daarvolgens hulle bepaal of dit 'n koek gaan bak of 'n beskuit of 'n breedie gaan maak. Vandag beweeg ons na die airfryer toe wat skitskos. So vir my is dit maak dit makliker veral vir die werkende paas en maas wat kos maak. Die proses is vinniger, maar as dit iets verloor van die liefde en die geduld en die aandag wat daarin gegaan het. En is nie dat ons maas en oumas op die platteland net gekook het nie, hulle moes boer, hulle moes hoenders grootmaak, hulle moes kinders grootmaak, hulle het hulle eie klere gemaak. So hulle het nie noodwendig meer tyd gehad nie, maar dit is vir my asof daar vandag minder liefde en aandag aan die kos ingaan. Dis maar iets wat net gedoen word. Jy weet, jy's honger en jy moet kos maak. So ek dink ons het gewen en verloor en ek dink amper ons het meer verloor as wat ons gewen het. Jy maak nou baie nostalgies. Ja. Ek sien skielik my ouma grootjie langs die agastoof sit. Presies. Ja. Dis verskriklik. Okay. Goed. Koester. Hoekom koester kos? Dis maar 'n woord wat alles omvat. Weet daar gaan soveel emosie en liefde en herinneringe. En soos ek praat met mense, maak dit daai herinneringe wakker van die vreugde van saam met jou familie en jou vriende om 'n kombuistafel te sit en te luister na mekaar, nie op selfone te sit en nie kontak met mekaar te hê nie, maar daai koesterdinge onthou en in die gesprekke wat ek het met mense, soos jy nou self sê dit jy sien jou ouma grootjie voor die agastoof. En dis hoekom koester omvat vir my alles. Dit gaan weier as net die kosherinneringe. Dit gaan oor familie, kuiers, tradisies en liefde vir mekaar en vir kos. As jy een resep uit hierdie boek uit vir jou ouma en vir jou ma moes kook, wat sou dit wees? Ek was so bang jy vra daai vraag. Maar dit is 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Maar want elke dis in daai boek
of meeste van die dis in die boek het wonderlike herinneringe, jeugherinneringe veral. So dit is baie moeilik om te kies, maar as ek nou een moet kies, ek kan nie bak nie, want ek hou nie van presiese afmetings. En my ma was 'n boba's bakster. Okay. Sy was een van daai wat die resepte gekry het vir al haar gebak. Dan moet dit 'n sjokoladekoek resep wees, want vir my is daar persoonlik baie herinneringe aan. Van kleintyd af het ek altyd die mengbakke uitgemeng en daar was altyd genoeg versiering wat oorgebly het vir my om te eet. Dan het my ma ook elke naweek omtrent 7 koeke gebak en ek het die koeke gaan aflewer en die vreugde veral van die sjokoladekoek was altyd vir my wonderlik om te sien en dan het ek op skool het ek wiskunde regtig, dit was nou nie my sterkste punt nie. So ek het altyd 'n sny sjokoladekoek geruil vir iemand se wiskundehuiswerk. So dit sal moet nie 'n sjokoladekoek resep wees wat ek nie kan bak nie. Ek wil net vir jou sê ons het daagliks so 'n kombuis segment en môre en dit gebeur nooit is ek in die kombuis. En ek gaan eintlik iets maak uit jou boeke uit. So ek mag nie nou al sê wat dit is nie, maar dit was so geïnspireer deur jou boek dat ek môre in die kombuis is wat nie gebeur nie en iets maak uit jou boek uit. Wonderlik. So ek gaan kyk om te sien wat jy maak. Frik, baie dankie vir jou draai kom. Dankie vir julle, dankie vir die kuier. Dankie vir herinneringe en die inspirasie. En ek dink as dit meer moeders inspireer om handgeskrewe resepte van hulle ma's af aan hulle kinders oor te dra, dan het mense al klaar gewen. Ek voel ook so. Jy weet dan dis want dis tradisie wat voortgedra moet word. Wat moet aangaan. En alhoewel die jong kinders van vandag gewoond is aan kitskos, is dit tog iets wat later gaan nodig wees. Absoluut, dit raak deel van 'n mens se lewe. Dit raak 'n passie of jy kitskos mens of nie, op 'n stadium wil jy jou eie kos kook. Ja, en jy wil weet waar kom dit vandaan. En dit is wie jy is. Ja. Baie dankie vir jou tyd. Dankie vir julle. Baie dankie. Nou ja, daar sit Frik die Jager. Maak 'n draai, gaan soek hom. Koesterkos uit deur Naledi uitgegee. Dis absoluut die moeite werd. Nou ja, soos terug om net vir die breek. Dan is ons in die kombuis. My vingers stink nou nog na knoffel, maar David sê daar's 'n plan daarvoor. Ons gaan nou by hom hoor.